Goeiemôre, dit is Sondag die 25ste Mei en kom ons duik in die woord van die Here in. Altyd goed, altyd wonderlik, want ons dien 'n wondergod. Ons het die afgelope tyd gesels oor heiligmaking, ek sal onthou. Daarna het ons gesels oor geregtigheid van God in ons. En daarna en vandag gesels ons oor die konsep van volmaaktheid. Is jy volmaak in die Here? Om eerlik te wees, hierdie vraag maak my soms so 'n bietjie ongemaklik, is dit nie? Die gedagte om volmaak te wees klink intimiderend, onrealisties en soms onbereikbaar. Ons sou dikwels introspeksie en dan dink ons hoe ons onwaardig is, ons as mense, onwaardig voor 'n heilige God. Hoe kan ons daardie vorm van volmaaktheid bereik, terwyl ons in 'n onvolmaakte wêreld leef en daagliks gebombardeer word met onvolmaakhede? Afgesien van die onbetroubare nuus, fake news, al sulke goed, media en politiek, kan die dag tot dag spanning en stres ook oorweldigend wees. Ons leef in 'n gefalle wêreld. Die kind van God se toekoms reik ver bo die duisternis van hierdie wêreld. Ons is burgers van die hemelse koninkryk. 1 Petrus 2 vers 9. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. En in Christus Jesus is ons nuut gemaak. 2 Korintiërs 5:17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En ons is die geregtigheid van God in Christus. Ons het daaroor gesels. 2 Korintiërs 5:21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Skrif sê in Christus Jesus is ons volmaak. Maar hoe kan dit wees? Ons is mense. Antwoord is nie 'n sondelose lewe nie. Dit is 'n heelhartige navolging van Jesus Christus. Ons kyk daar in die Ou Testament, Levitikus hoofstukke 21 tot 24, sien ons die gedrag van die priester. Hy moet seker sonder fisiese gebrek wees. Hy moet moet geen fisiese gebrek aan hom wees nie. Dit is 'n toonbeeld van volmaaktheid. Vers 4 van Levitikus 21 sê hy, dit is die priester, mag hom as getroude man nie verontreinig onder sy volkgenote om hom te ontheilig nie. Mag nie aan 'n lijk vat nie, ensovoorts. Daar klop voorskrifte daarvoor. Lees gerus daai 4 hoofstukke 21 tot 24. Vers 8 sê, daarom moet jy hom heilig hou, omdat hy die spys van jou God offer. Hy moet vir jou heilig wees, want heilig is ek, die Here, wat julle heilig. Let op hierdie laaste 3 woorde, wat julle heilig. So ons sien dit is, die God sê nie die priester moet homself heilig nie, of homself heilig maak nie. Dis God wat dit doen. Heiligheid beteken om afgesonder te wees, skoon te wees, vry van die kenmerke van 'n gefalle mensdom, toegewyd vir 'n hoër doel, vir 'n hoër roeping. Die hele boek van Levitikus fokus op die heiligheid van mense, plekke, tyd en selfs uitsprake, wat tot hoofstuk 24 verse 10 tot 16 lees ons van die lasteraar. En dit vertel ons dat dit wat uit ons mond uitkom, toon wat in ons hart is. Daar's dinge wat nie aanvaarbaar vir 'n heilige God is nie. Volmaaktheid was nie slegs vir die priesters nie. Levitikus 20 vers 26 maak dit duidelik dat al God se kinders geroep is om heilig, afgesonder en toegewy voor hom te lewe. Vers 26 sê, julle moet vir my heilig wees, wat God praat, want ek, die Here, is heilig, en ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. Hoe wonderlik is, God sê sy mense wil hy vir homself hê, want hy is 'n jaloerse God. Hier is die kruks van die saak, Deuteronomium 18 vers 13. Opreg moet jy wees met die Here jou God. Opreg, in jou hart moet jy opreg wees. Die Hebreëse woord vir volmaak is tamim. Dikwels vertaal as voltooid of gebring tot volwassenheid, altyd in 'n morele sin, maar nooit bedoel sondeloos
te wees nie, want ons kan nie. Dan kom ons by die oorgang van die wet aan die Ou Testament, kliptafels geskryf, aan die verbond van genade in die Nuwe Testament, verbond wat deur die bloed van Jesus Christus ingelei is. Hebreërs 7:28 sê, wat die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, nie met liggaamsgebreke, so wat die Ou Testament vir ons sê nie, maar mense met swakhede, wat is mense. Maar die woord van die eedswering, wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Hy verwys na die woord van die eedswering, dit vind ons in Psalm 110 vers 4, die Here het gesweer, en dit sal hom nie berou nie, u is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Verwys weer eens na Jesus, dis is daar in die vorige skrif vers 28, wat sê, stel die seun aan, wat vir ewig volmaak is. Maar luister nou hierso, Hebreërs 10 vers 14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak, altyd toegewy, afgesonder, die wat geheilig word. Nie die seun nie, nie Jesus nie, die wat geheilig word, kind van God, wedergebore kind van die Here. Selfde woord wat Jesus in Matteus 5:48 gebruik. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Volmaak, Griekse woord telios, dit beteken iets wat sy beoogde doel bereik het. Iets wat niks kort kom nie, wat gebrek het aan niks nie. Jesus stel nie doelpale wat ons nie kan bereik nie. Hy roep ons tot geestelike volwassenheid, om onbeweeglik te wees in ons toewyding en ons wandel met hom. Ons vind hier gedagte dikwels in apostel Paulus se skrywes. Hy herinner ons daaraan dat alhoewel ons uiterlike vergaan, die innerlike dag vir dag vernuwe word. 2 Korintiërs 4:16, daarop gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Die verdrukkings wat ons teekom op ons pad, die onvolmaakhede waarmee ons te doen het in onsself, dis nie tekens van mislukking, die geliefdes. Dit is God se bestanddele in jou reinigingsproses. Want tydelike pyn lewer ewige heerlikheid. Volmaaktheid in Christus is nie asof ons nou alles verkry het of alles bereik het nie. Dis om verander te word van binne af. Dis om voort te buur, om na te jaag die doel van die hoë roeping. Filippense 3 vers 12, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Moet nooit dat daardie dinge wat in jou lewe is, in jou verlede was, mense wat jou seer gemaak het, of mense wat jy miskien seer gemaak het, nou hierdie jaag na die hoë doel, die hoë roeping, dat dit verydel word daardeur nie. Vergewe ander, vergewe jouself, en weer voort. Dit is jou doel op die volhard, om nooit op te gee nie, om nie dubbelhartig te wees nie, maar om heelhartig te volhard, om volmaak in hom te wees. Jy mag miskien nie nou volmaak voel nie, jy mag nog struikel, want ons is mense, maar as jy Christus Jesus is, en die leidsman en die volëinder van jou geloof, werk binne in jou, dan sal hy wat die goeie werk in jou begin het, dit volëindig. Filippense 1 vers 6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus, tot die dag dat hy ook kom haal. Hou vas in geloof. In jou onvolmaaktheid is hy besig om jou volmaak te maak. Prys die naam van die Here. Die Here seën u. Amen.